Geliefdes, as u die Bybels hier het, kan u saam met my blaai na Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2. Ons gaan daar saam lees die eerste 10 verse. Voordat ons saam luister na die woord van die Here, dan vra dat ons saam in gebed verenig, en dan vra ons op die Here ons te seën by die aanhoor hier van sy woord. Kom ons bid saam. Here, ons lees in die woord dat die engele rondom u troon is en uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Dat daar voortdurend lofsang en prysinge is vir u goedheid en u grootheid en u genade en u liefde en u heerlikheid. En vanmôre wil ons met ons stemme aanhak by die engele en saam uitroep, u is die Almagtige, die gans andere, wat is en wat was en wat kom, wat van ewigheid tot ewigheid is, wat so groot is bo ons menslike verstand, dat ons nie eers kan begin dink aan u goedheid en u grootheid en u almag en u heerlikheid. Here, dan staan ons absoluut verstom as ons die genade besef waarin ons leef. Ons wat sondaar mense is, wat keer op keer, dag na dag die wet verbreek. Ons het net daarna geluister, en as ons elkeen van daai gebooie deurgaan, dan moet ons in skaamte ons hoofde hang. Want ons is voortdurend besig om te sondig voor u. En tog strek u hand van genade na ons uit. Tog bring u ons hier by mekaar deur u werking van u Gees, en werk u in ons, en verander u ons harte, en vernuwe u ons, sodat ons nuwe skepsel is, sodat ons nou lewend vir u kan wees. En dit uit loutere genade. Here, ons dank u daarvoor. Ons dank u vir elkeen wat hier is vanmôre. Ons dink ook aan die wat siek is, wat nie hier kan wees nie. Dink aan Kobus, tannie Alet, na hulle operasies, tannie Tina wat gister 'n oogoperasie gehad het, Derek du Plessis wat siek is by die huis. Here, daar is ook ander. Ons het gehoor van Grant, wie sy oupa gister oorlede is. Mense wat hartseer is. Hier tussen ons sit baie. In die afgelope paar weke was daar groot hartseer. En ons loop met hierdie ding in ons hart saam. En ons bid en vra dat u ook daar sal troos, dat u ons daar sal bemoedig, dat ons ook daar sal wees vir mekaar. Want dit is ook tog ons roeping as gelowiges, om mekaar juis in moeilike tye by te staan. Ons bid en vra dat u vir die wat siek is, sal beterskap gee. Ons dink aan die Anne, wat vanmôre nie by ons kan wees nie, weens haar rug en die pyn wat sy beleef. Here, gee tog beterskap, gee tog uitkoms. Gee dat ons mekaar ook daarin sal help. Ons bid vir ons land, die regering wat oor ons aangestel is. Ons bid dat daar ook hervorming sal kom, dat u ook daar sal ingryp en beterskap sal gee, dat die leiers wat oor ons aangestel is, sal draai na u. Sal besef, daar is geen ander weg. Here, gebruik ons ook as instrument in die hand om 'n verskil te maak. Hier waar u ons geplaas het, in Hoedspruit, dat ons hier, as ons hier vandaan uitgaan, ook die woord sal gaan uitleef. Dat dit werklik waar sal gebeur, dat ons die genade wat u in ons bewys, dat ons dit sal uitstraal na buite. Sterk ons ook in hierdie dag. Vanoggend, as ons dan kom om na die woord te luister, is ons gebed dat u nou tot elkeen van ons sal spreek, dat ons sal luister, en dat ons ook sal gaan doen wat u van ons vra. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek lees vir ons saam, my Bybel gerond geblaai toe, terwyl my oor toe was, amper lees ek veel uitgelaat vir sy. Efesiërs hoofstuk 2.
Efesiërs hoofstuk 2, daarvan in vers 1. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons, as ons die woord van die Here hoor, en dit ook in ons harte bewaar. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek vermoed dat die meeste van u wat hier sit, het op 'n stadium al met God onderhandel. U ken ons daai ou gebruik wat ons het, die ou storie, jy's in die knyp, daar's een of ander probleem, en dan klink dit iets soos dit, sê, Here, as u nou vir my in hierdie situasie uithelp, dan sal ek dit of dat of sis of so doen. Die van julle wat, meeste van ons hier was al op skool, maar van julle wat nou nog op skool is, dit al met jou gebeur en jy sê, Here, asseblief, dat my ma en pa net nie uitvind nie. Die juffrou of meneer moet net nie my ouers bel of 'n WhatsApp stuur, asseblief. Ek sal enigiets doen. Ek sal elke Sondag kerk toe gaan sonder om te stry. Ek sal my Sondagskoolwerk doen elke dag. Ek beloof, asseblief dat hulle net nie my ma of pa bel nie. So onderhandel ons met die Here. Of as jy dalk 'n bietjie ouer is, Here, u ken ons situasie. U weet hoe swaar gaan dit in die gesin. U ken ons posisie. As u vir my hierdie kontrak gee, as ek hierdie salarisverhoging kry, as ek hierdie bevordering kry, dan gee ek 'n volle 10%. My 10de sal ten volle wees. Ek sal gee, ek sal betrokke raak by die kerk, ek sal my geld gee, ek sal my tyd gee, ek sal betrokke wees. Asseblief, laat ek net hierdie of hierdie ding kry. Dalk as jy nog 'n bietjie ouer is, sit jy daar by 'n siekbed van 'n geliefde. Jou kind kom in 'n ongeluk. Jou ouers kom iets oor en jy sit daar langs die hospitaalbed en dan onderhandel jy met die Here. Here, as u hierdie situasie nou verander, as u my kind red nou, dan wy ek my lewe aan u. Ek sal verkondig, ek sal dit doen, ek sal dat doen. As u my net uit hierdie situasie uit nou red, dan is my lewe anders vir u vir altyd. En weet jy wat is die ergste van dit alles? Ons kom nooit ons beloftes na nie. Ons doen nie. As die skoolhoof toe nou nie jou pa of ma gebel het nie, of jy het toe nou die groot kontrak gekry, of jou kind of jou geliefde, of wie ook al in die hospitaal was, kom nou uit, dan doen ons nooit dit wat ons gesê het nie. Ja, dalk so vir die eerste week of 2, as ons nou regtig ernstig was, en ons gewete kla ons aan, dalk 'n maand of 2, sal ons dit doen. Maar dan val ons maar weer terug op die manier wat ons maar dit voorheen gedoen het, totdat natuurlik die volgende probleem opkom. Dan is ons weer by die Here, dan onderhandel ons weer. Dan sê ons, Here, ja, ek weet, die vorige keer het ek nou nie eintlik gedoen wat ek gesê het ek gaan nie. Maar die keer, as jy dit nou vir my doen, as jy nou my red uit hierdie situasie, dan sal ek so en so en so en so. Wie van ons het dit nie al gedoen? En my liewe broer en suster, wanneer ons met God onderhandel, dan wys dit eintlik vir jou net op een ding, en dit is, jy ken nie God en God se woord nie. Jy verstaan nie waaroor dit gaan. Jy verstaan nie wat Christendom is. Die oomblik wanneer jy met God begin onderhandel, dan is daar fout. Dan is dit vir jou aanduiding dat daar iets fout is met my geestelike lewe, want ek verstaan nie hoe werk Christendom nie. Ek verstaan nie wat dit beteken om 'n Christen te wees nie. Kom ek verduidelik dit so. Julle het nou almal gesien hoe werk Donald Trump met al die leiers van die wêreld. Hy roep hulle daar in sy kantoortjie in
daar in die Oval Office, soos hulle dit noem, daar in die Withuis, en dan moet jy daar kom sit, en dan moet jy nou kom onderhandel. Hy is 'n besigheidsman. Dis geen neem. So hy kom sit daar, en dan elke president of elke leier van die land kom in, en dan sê hy, is reg, ons sal met julle handel dryf, en ons sal hierdie en hierdie goed gee, wat gee julle vir ons? Maak dit die moeite werd. Jy moet iets hê om te kan onderhandel. As jy niks het, kan jy nie onderhandel nie. Dink byvoorbeeld aan Zimbabwe 'n paar jaar gelede, ek weet nie of gaan dit nou in Zimbabwe nie, ek weet nie of dit nog so gaan nie, maar in die jare toe Robert Mugabe daar was, die laaste paar jare, het hulle niks gehad. Alles het stil gestaan. Daar was nie boerderybedrywighede nie, die myne het begin toemaak, die besighede toegemaak, almal het uit die land uitgetrek, want dit was chaos geweest. Die westerse wêreld het net nie meer met Zimbabwe handel gedryf nie, want hulle het niks gebied nie. Hoe kan jy onderhandel as jy niks het om te bied nie? Jy kan nie. Maak net nie sin nie. Daarom het hulle glad nie meer met Zimbabwe begin onderhandel nie. En jy moet raak sien dat as jy begin om met God te onderhandel, dan beteken dit jy dink jy het iets wat God nie het nie. Want jy onderhandel nou met God. Jy dink jy kan nou iets bied wat God nie het nie. En party mense dink dit is so. Party mense dink hulle kan met God onderhandel oor gehoorsaamheid. Maar vir die Here sê, Here, ek sal kerk toe gaan. En ek sal my tiende gee. En ek sal my kinders regleer. En ek sal dit en ek sal dat en ek sal sis en ek sal so. As u dit of dat vir my. So asof God jou gehoorsaamheid nodig het. Asof God daar sit en sê, ek weet nie wat om nou te doen, ek het nie gehoorsaamheid van die mense nie. Asof hy dit nodig het. Selfde met geld. Mense dink baie keer ek kan met God onderhandel oor geld. Here, as u vir my hierdie ding gee, dan gee ek soveel vir die kerk. As hierdie ding in plek val, dan dra ek soveel maandeliks by, of ek doen dit, of ek doen dat, of ek help met die bouprojek, of ek doen dit, en so onderhandel ons met die Here. Die realiteit is, dat jy niks het wat God soek nie. Jy het niks. Jy is Zimbabwe, in die slegte jare. Nog slegter as dit. Jy het absoluut niks wat jy na die tafel toe kan bring. Jy het niks wat jy kan gee wat God nie het nie. Hy is God. As God wil geld hê, dan sê hy, laat daar wees namens tonne goud. Hy kan sy eie geld maak as hy wil. Hy is God. Hy het niks nodig nie. Hy het nie my en jou nodig nie. Hy het nie nodig dat ons dit of dat. Dis die dwaallering wat in die kerk lees, dan jy sê, God het nodig dat jy moet glo. God het niks van jou nodig nie. Jy dra soveel by. Ronde nou. Daar's niks wat jy kan bydra. Die God van hemel en aarde soek niks van jou. Uit genade gee hy vir jou iets. En dis wat Christendom so heeltemal anders maak. Radikaal anders as enige ander geloof in hierdie wêreld. Want al die ander gelowe van hierdie wêreld moet jy altyd iets doen sodat jy iets kan terugkry. Die Islam het hulle 5 pilare van Islam. Gebed en vas en dadigheid en wat sê aan die daar's nog 2. Een is om die reistog, die pelgrimstog na Mekka toe, daar's so 'n paar goed geloofsbelijdenisse aan een. Hulle het 5 goed wat hulle moet doen. As jy die goed doen, dan word dit opgeweeg. Dan sal Allah nou besluit, is dit nou goed of sleg? Jy word in die weegskaal gesit, goeie en slegte dade en so word bepaal. Nee, jy het jou ding gedoen. Jy kan maar in die hemel ingaan. Daarom kry jy hierdie ekstremiste wat bom aan hulle self vasmaak, want daardeur doen ek iets vir my God, vir Allah. Ek bereid om myself my lewe te gee vir die saak. Ek werk myself in die hemel in. Dis die beginsel. Die boeddhiste het weer die 8voudige pad wat hulle moet stap. En daar gaan dit oor karma. As ek die dinge reg doen, as ek hierdie paadjies, die regte paadjies stap, dan is daar goeie karma wat oor my pad kom en dit beteken ek vorder en ek word verlig uiteindelik omdat ek die regte paaie stap. Die beginsel weer eens, jy verlos jouself. Jy werk jouself uit hierdie situasie in die aarde, hierdie slegte omstandighede, werk jy deur en deur positiewe karma kom jy al hoor tot jy uiteindelik die verligting ontvang. Hindoes doen dieselfde. Hulle praat weer van die dharma, die lewenspligte. By hulle gaan dit oor dissipline en plig en orde. Weer eens oor karma. As ek 'n goeie mens nou is en ek het goeie karma, dan kom ek terug, hulle glo in reïnkarnasie. As jy dood gaan, word jy weer gebore as iemand anders. As ek nou goeie werk doen, dan kom ek terug as 'n biljoenêr. En as ek slegte werk doen, dan kom ek terug as 'n boemelaar.
En dan moet jy weer, dan kry jy weer 'n kans. En as jy 'n slegte boemelaar is, ek weet nie of jy 'n slegte of 'n goeie boemelaar is, maar as jy nou 'n slegte boemelaar is, dan kom jy dus nog 'n slegter boemelaar terug. Dit sal jou leer. Tot jy nou weer, en dan doen jy weer beter in die volgende lewe, en beter en beter en beter, en so kan jy jouself verlos. So is dit met elke liewe geloof in hierdie wêreld. Maar die ware God sê nee. Ek soek niks van jou nie. Ek wil vir jou iets gee. En daar's 'n woord wat dit alles saamvat. Dis die woord genade. Dis waaroor hierdie teks van ons vanmôre gaan. Gaan oor genade. Efesiërs 2 vers 1 tot 10 skryf oor God se genade. Kyk vir wie weet daar. Vers 1 sê ons was dood weens die sonde in ons lewens. As jy dood is, kan jy niks doen nie. Jy kan nie tot God uitroep en sê, Here help my, want jy's dood. 'n lijk kan nie roep nie. 'n lijk kan nie sy hand opsteek en sê, hier's ek, hier kom help my nie. As jy dood is jy dood. Jy kan nie na God toe gaan. En dis wat die sonde doen. Dis wat ons net nou gehoor het. Die loon van die sonde is die dood. Dis wat gebeur. Duiwel vir Adam en Eva, hulle het van die vrug geëet, en wat het gebeur? Hulle het geestelik gesterf. Hulle het later ook fisies gesterf. Maar onmiddellik het hulle geestelik dood gegaan. Daar het ewe skielik 'n breuk gekom tussen God en mens. En nou het die mens nie meer die vermoë, die geestelike vermoë om by God uit te kom nie. Jy kan nie. Ons is geestelik dood, so ons kan nie meer na God toe gaan. En daarom hardloop hulle weg en kruip hulle in die tuin weg, want hulle weet nie wat te doen nie, want hulle het nie meer die vermoë om by God uit te kom. Vroeër, hulle was geskape volmaak, en daar het gestaan, die Here het met hulle gewandel, hulle het in die liggie, in die aandliggie het hulle saam gewandel, hulle was by mekaar. Maar nou is dit nie meer so nie. Hulle het geestelik gesterf. En nou leer die Bybel vir ons in Psalm 51, dis hoe elkeen van ons gebore word. Ons word geestelik doodgebore. As jy 'n appelboom se pit vat en jy gooi hom in die grond, dan kom daar 'n appelboom. As jy 'n perske eet en jy vat daai pit en jy plant hom, dan kom daar 'n perskeboom. As twee sondaars by mekaar kom en kinders kry, dan kom daar klein sondaartjies uit. Dis hoe dit werk. En ons word in hierdie sonde ontvang en gebore. Jy word geestelik doodgebore. Jy kan nie by God uitkom deur jouself. Dis waar vers 1 en 3 gaan. Luister geweet na vers 1 tot 3. Dan hoor jy, dit is wat hy sê. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade van die sonde. Ons is dood. Nou het hy ons lewend kom maak, wedergeboorte. Waarin julle tevore gewandel het, dis in die lewe waarin ons gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook al die ander. Jy was net so groot heiden by jou geboorte soos die heidene daar buite. Net soveel. Jy is nie as 'n engeltjie gebore nie, jy is nie as 'n gelowige gebore nie. Jy het in sonde, jy's in sonde ontvang en gebore, sê Psalm 51. Dis hoe ons in die wêreld inkom. Maar dan kom vers 4. En dan staan daar, maar God. Maar God. Dis natuurlik baie belangrik om dit te hoor, want wat is ons reaksie? Is gewoonlik die teenoorgestelde. Gewoonlik is dit maar ek. Wanneer jy droog maak en dan iets gebeur in jou lewe, dan gaan jy na die Here toe en sê, Here, ek het nou hierdie en hierdie ding gedoen, maar ek sal nou, ek gaan nou dit doen en ek gaan nou dit doen en ek gaan nou dat doen, en dan gaan ek dit regstel. En dis weer eens hoe ons, nou onderhandel ons alweer. Here, ek weet ek het 'n fout gemaak, maar ek gaan nou so maak. Die teks sê vir ons, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, met ander woorde, daar's oorvloed daarvan, daar's ekstra, daar's meer as genoeg. Hy het ons deur sy groot liefde lewend gemaak deur Christus. Hoe doen hy dit? Vers 5 sê aan die einde, uit genade. Uit genade is julle gered. En hier is 'n baie belangrike sinnetjie, my broer en suster. Dit is iets wat ons baie keer hoor, en jy lees dit verby en jy vergeet daarvan. Maar hier is die kruks. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde lewend gemaak deur Christus. Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is daai sin so belangrik? Want daai sinnetjie gee vir die antwoorde wat jy soms soek. Want soms kom met die gelowige op 'n punt waar jy vra, Here, hoekom gee jy nog om? Here, hoekom beantwoord U nog my gebede? Here, hoekom maak U nog bemoeienis met my? Hoekom
hoekom sal U my nou 'n tweede of 'n derde of 'n vierde of 'n vyfde kans gee? En nou alweer het ek in die sonde geval. Hoekom sal U nou nog na my luister? Here, wat het ek gedoen om enige iets van hierdie dinge te ontvang? En die antwoord is, jy het niks gedoen nie. Dis God se liefde. Dis God se genade. En dan sê hy in vers 6 en 7, hoe hy dit vir ons kon bewys het, deur sy seun wat aan die kruis gesterf het. Dis vir ons die bewys. So wat sê die gedeelte van die skrif ons? Hy sê dat jy was dood, jy was verlore weens jou sonde, jy kan nie na God toe kom op jou eie nie. Maar deur God se groot genade en barmhartigheid en liefde, wat oorvloedig is, het hy Christus gestuur na hierdie wêreld, om daai skering wat tussen God en mens plaasgevind het, te kom herstel. Dis die brug wat gebou word. Onthou julle toe Jesus gesterf het aan die kruis, dan skeur die voorhangsel oop. Hoekom? Die Jode het nog altyd geglo, daar in die heilige der heilige, daar's God. Niemand kan God sien nie, niemand kan by God uitkom nie. Jy sal sterf as jy hom sien. Maar as Christus kom, dan skeur dit oop. En nou kan die gewone mens na God nader, want Christus het die brug gebou. Daar's genade, ons kan weer by God uitkom. Dis wat die teks hier vir ons wil leer. Vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dis nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. So God sê, julle kan nie by my uitkom nie, julle het nie die vermoë nie. Nou verander ek jou hart, skenk aan jou wedergeboorte, ek trek jou nader. Nou sê mense, ja, maar jy moet net glo. Nee, hier staan dit. Geloof is 'n gawe van God. Jy kan nie eers uit jouself uit glo nie. God sê vir jou, hier's die geloof, glo in my. En dis hoekom jy vanoggend hier is. Nie omdat ek besluit het, ag kom ek gaan na kerk toe vanmôre, want dit is nou maar die begin van die kwartaal nie. Dis omdat God in jou werk en jou hart verander en jou nader trek voortdurend, sê hy kom, kom, kom. Dis hoekom jy hier sit, want dit is genade alleen. Net 'n stuk genade. En as jy nog steeds nie seker is of dit nou reg soos in ons vers 9 baie duidelik as hy sê, dis nie uit jou eie werke nie. Hoekom nie? Want dan staan daar, sodat niemand mag roem nie. Sodat niemand uiteindelik kan sê, joh, maar ek het daarom dit gedoen, en ek het daarom dat gedoen, en ek het so en sis nie. Dis dood eenvoudig 'n stuk genade, dat ons in die Here glo. Geliefdes, sien hoe min verstaan ons werklik van God en sy woord. Want hoeveel van ons dink nie so, en het dalk ons jou kinders ook so geleer, as jy nou die 10 gebooie nakom, dan sal jy hemel toe gaan. Stryg op ons kinders. Jy moet dit doen, anders dan gaan jy nie in die hemel kom nie. Niks wat jy kan doen, kan jou in die hemel bring nie. Dis een van die grootste dwaalinge wat daar vandag in die kerk is, is as mense vir jou sê, jy moet jou hart vir die Here gee. Hoe kan jy? Jy's dood. 'n siel wat dood is, jy word doodgebore, hoe kan jy jou hart vir die Here gee? Jy het nie die vermoë nie, jou hande is dood, dit lê langs jou, jy's 'n lijk. Maar ons leer van ons kinders hierdie goed. Jy moet jou hartjie vir die Here gee. Dis 'n dwaalleer. Ja, jy kan sê, as die Here my hart vernuwe, kan ek antwoord op die Here en ek kan my lewe vir die Here gee, ja. Maar die woord daar is 'n verskil. Die een sê, ek moet dit doen. Die ander een sê, ek antwoord op genade wat die Here vir my gegee het. Daar's 'n verskil daar. Jy sien, die probleem is, ons dink nie meer oor die goed baie diep nie. Dit klink mooi, dit klink Bybels. Ons haal selfs 'n versie aan. Gewoonlik Openbaring 3 vers 21, wat ons gebruik, die Here klop aan jou deur en jy moet oopmaak. Dis buite konteks, net so ek gaan nie daaraan gaan nie, maar dis buite konteks. Het gaan nie oor ek moet iets doen, dis ek antwoord op genade wat die Here vir my gee. Dis een groot stuk genade. Want as dit nie dit is nie, dan is ons maar net soos alle ander godsdienste. Want wat sê al die ander godsdienste? Die ander godsdienste sê, doen dit, dan kry jy dat. As jy soveel goed reg doen, dan kry jy hierdie beloning. Dis 'n voortdurende onderhandeling met hulle God. Ek sal dit doen, dan gee jy vir my dat. Die ware godsdienst, die Bybel leer vir ons, gaan nie oor wat jy doen nie. Dankie tog. Want anders was nie een van ons in die hemel. Dit gaan oor wat God gedoen het. Dis waaroor die evangelie gaan. Die sleutel tot ware Christendom is die besef dat dit is nie in my hande nie. Wat ook natuurlik 'n troos is. Want baie van ons het baie droog gemaak aan ons lewens. Dink ek, die Here gaan vir my straf, ek sal nooit die hemel sien nie.
niks wat jy kan doen, kan jou in die hemel kry of daaruit. Dit is nie in jou hande nie. Dis net genade deur God alleen. Dis hoekom ons nie gereformeerde leer praat van die solas. Sola gratia, genade alleen. Dis nie iets wat ek vir jy doen nie, dis van die Here af. En as ek dit verstaan, as ek net daai liggie kan laat aangaan, om te sê, maar nee, het gaan nie oor hoeveel keer ek in die kerk is, of hoeveel keer ek bid, of hoeveel keer ek dit doen, of hoeveel keer, het gaan nie oor, wat moet ek nou doen, sodat ek kry nie. Het gaan dood eenvoudig daaroor, dat ek verstaan, God het in liefde, sy hand na my uitgestrek, toe ek niks verdien het nie, toe ek 'n sondaar was, en hy het my nader getrek, en nou al wat ek kan sê is, Here, dankie. Dankie dat ek in u genade kan leef. Dankie dat ek met sekerheid kan weet, my verlede is skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. En al gaan ek nog foute maak, word dit ook skoon gewas, want ek hou in u vas alleen. Want almal van ons maak foute. Oor en oor en oor en oor. Maar jy sien, dis die ding wat jou lewe verander. Hoekom vergewe, kom ek verduidelik dit so, hoekom vergewe Christene? Want hulle is vergewe. Dis hoekom. Iets wat God gedoen het, daarom kan ons dit doen. Hoekom gee Christene vir ander mense? Want God het vir jou gegee. Hoekom dien ons mense? Want God het ons gedien. Hoekom is ons vriendelik teenoor ander mense? Want God is vriendelik teenoor ons. Hoekom is ons onderdanig aan ander mense? Hoekom plaas ons ander mense voor ons? En ons is nie altyd, ek moet altyd bo uitkom en ek moet jou trap. Hoekom is ons bereid om terug te staan en te sê, gaan maar voor? Want by die kruis het God ons eerste gestel. Dit moet ons kinders leer. Dit moet ons in die wêreld uitwasyn. Dat alles wat 'n Christen doen, is 'n antwoord op dit wat God alreeds vir jou gedoen het. Dit is nooit 'n onderhandeling nie. Dit is nooit 'n onderhandeling van, as u dit doen, dan sal ek dat doen. As jy in jou geloof onderhandel, dan is dit vir jou aanduiding dat daar iets fout is. Verstaan nie waarvan jy verstaan nie wat genade is. Genade is groter as dit. Christendom is genade deur die liefde van God. En hy sê, hoe weet ons dit? Hoe weet ons, wat is vir ons die bewys? Sy seun wat in die kruis gesterf het. Dis vir ons die bewys. Dat God sy seun uit die wêreld stuur om te sterf aan die kruis, opstaan uit die dood, vir jou sonde te betaal. Dis die bewys dat hy vir jou lief is en dat daar vir jou ook genade is. Geliefdes, as jy nou daarvan sing, dit is genade onbeskryflik groot. Jy hoef nie te onderhandel nie. Jy kan in elk geval nie, jy het niks om te bied nie. Jy is in Zimbabwe. Jy kan niks bring net daarvoor toe nie. Al wat jy hoef te doen is na die Here te gaan gebed en te vra. Here, wees my genadig. Ek weet dat Christus het gekom. Hy sê, kom na my toe. Hy verander ons hart, hy trek jou nader. Die feit dat jy na hom toe gekom het in die eerste plek, wys vir jou al klaar dat God in jou lewe werk. Hy verander jou hart. En hy sê, kom, ek sal vir jou sorg. Moenie bekommerd wees nie. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, in ons menslike verstand sukkel ons met hierdie beginsel van genade. Want van kleintyd af word ons geleer dat jy niks gratis kry. Jy moet altyd iets doen voordat jy iets kan kry. En so word ons grootgemaak in hierdie wêreld. En dis die beginsels wat ons leer. En dan wanneer ons by die woord kom en u ons hoor dat u niks van ons soek nie. Dat daar niks is wat ons kan bydra nie. Dat dit absoluut in u hande is. Dan verstaan ons dit nie. Dit is vir ons te groot om te kan dink dat uit genade ontvang ons die ewige lewe. Maar dis die wonder van die woord, dis die wonder van die evangelie. En dis juist dit wat ons harte moet vermurwe. Dat ons wat niks verdien nie, ons wat sondaars is, wat nou die ewige lewe ontvang, dat ons nou ons lewens in dankbaarheid aan u sal gee. Nie omdat ons so goed is nie, nie omdat ons daar iets verdien nie, maar omdat ons dankie sê dat u alreeds ons harte verander het, dat u ons reeds nader getrek het, dat u ons reeds vir ons die ewige lewe gegee het. En Here, gee dat ons dit dan ook na buite sal leef. Dat ons ook die genade wat ons ontvang, daar buite sal gaan uitleef teenoor ander mense. Dat ander ook iets van die genade sal besef, wanneer ons dinge doen sonder verdienste. Wanneer ons in die gemeenskap gee,
Nie om iets terug te vervang, te ontvang nie, maar dood eenvoudig omdat ons u voorbeeld uitleef. Sterk vir ons daar, lei vir ons, gee vir ons die krag daartoe. In Jesus naam. Amen.